Vader, ons bid seën die verkondiging en die bediening van die heilige woord vandag. Here, dat dit nie net 'n kennisoordrag sal wees nie, soos dit geneig is om te wees nie, maar 'n krag van God tot vernuwing, selfs transformasie van lewens. Gee dat ons bemoediging in Christus, troos in sy liefde, gemeenskap van die Heilige Gees en innige meegevoel en ontferming mag ervaar, soos Filippense 2 sê. Ons bid, Here, U woord is 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad. Ons maak dit nie, dit is dit. Laat hierdie woord dan ons rigtingwyser wees. In die naam van Jesus Christus, ons Here, bid ons dit. Amen. Ons blaai na Filippense, hoofstuk 2. Filippense, hoofstuk 2. Eintlik wil ek vir u vra dat ons by hoofstuk 1 begin lees. By vers 27 van hoofstuk 1, want dit is, soos ek vir u gister gesê het, eintlik deel van die hele argument. Filippense 1:27, maar die eintlike klem is op hoofstuk 2, 1 tot 6. Ons het vanoggend begin ons met 'n baie kort reeksie van net 3 studies. Dit is wat eindig volgende Sondag weer. So dit is net 3 studies uit Filippense 2 en dit is nou vir die Paase. So vandag is nommer 1, Vrydag 2 en Sondag 3. So ons gaan deur die hele paragraaf. Dit is natuurlik nou nie die hele hoofstuk 2 nie, dis net tot by vers 11. So ons gaan hom behoorlik bekyk. Dit is hoofstuk 2, Filippense 1 tot 6 vandag, 7 en 8 Vrydag en 9 tot 11 Sondag by die Paasfees. Maar nou ja, kom ons lees dan van 1 vers 27, dan kry ons die verband. Jy sal ook sien in die 83 vertaling is daar 'n mooi paragraafie en hierdie hoofstuk 2 en die einde van 1 loop in 1 en dit is heeltemal reg dat dit so moet wees. So ons begin dan daar by 1:27. Hy sê hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. As ek dan kom, sal ek self sien, of as ek nie kan kom nie, sal ek deur berigte hoor dat julle in volkome eensgesindheid standvastig saam stry vir die geloof in die evangelie en julle in geen opsig deur die teenstanders laat afskrik nie. Dit is vir hulle 'n teken van hulle ondergang en van julle redding en dit kom van God. God het julle die voorreg gegee om Christus te dien. Nie alleen deur in hom te glo nie, met ander woorde glo is 'n gawe. Kyk mooi wat sê 29. God het julle die voorreg gewat? Gegee, met ander woorde is 'n gawe om hom te dien, dis 'n gawe om te glo, is 'n gawe en dan die een wat ons nie wil hê nie, om te ly is ook 'n gawe. 3 gawes. Julle en ek het dieselfde stryd wat julle my vroeër al sien stry het en waarvan julle hoor dat ek nou nog stry. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Heilige Gees, die innige meelewing en meegevoel, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die belange van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op 'n godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie. Maar, en dan die teks vir Vrydag. So ons stop daar voor die maar vir vanoggend.
Dit is dan Filippense hoofstuk 1:27 deur tot by 2:6. En die tema vir vanmôre, wel, mens sou baie temas kon noem, maar die tema wat ek gekies het vir vanmôre se studie is lewenskompas. Dit is die Sondag voor Goeie Vrydag, dis vandag. En die Sondag voor Goeie Vrydag is vir die toegewyde kind van die Here 'n tyd van geestelike voorbereiding. Dis veronderstel om so te wees. Dis 'n geleentheid wat aan ons gebied word om ons hart en ons lewe te fokus op die hartklop van die evangelieboodskap. En die hartklop van die evangelieboodskap is die dood en die opstanding van ons geliefde Here Jesus Christus. Dis die sentrum en die hartklop van die evangelie. 'n Christusgelowige is immers iemand wat deur God se genade op die plek in sy of haar lewe gekom het om verbete op Christus se dood en opstanding te begine vertrou vir saligheid. Net soos wat 'n mens aan 'n valskerm sal vasklou om 'n veilige landing te maak. Dit is tussen hakkies wat dit beteken om die Here Jesus aan te neem. Johannes 1:12 sê, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die reg gegee om kinders van God te word, genoem te word. Jy moet Jesus aanneem. Jy kan nie gebore word as 'n Christen gelowige nie. Iemand wat in 'n perdestal gebore is nie 'n perd nie. Jy's 'n perd as jy uit 'n perd gebore is. So jy kan in die stal gebore wees, tussen die perde, maar jy moet uiteindelik uit 'n perd gebore word om 'n perd te wees. Maar om Jesus aan te neem beteken in essensie om uit die vliegtuig te spring, die toukie te trek, deesdae die goed gaan mos self oop, maar dan verbete aan daai valskerm vas te hou. As jy jou nie te pletter wil val nie. En die valskerm is die dood en die opstanding van Jesus Christus. So om Jesus aan te neem beteken om iewers in jou lewe op 'n plek te kom, dit kan wees as kind, dit kan wees wanneer ook al, maar om iewers in jou lewe op die plek te kom waar jy begin om op sy dood en opstanding alleen te vertrou vir saligheid. Die wesensinhoud van die ware geredde mens se vertroue in die hart is presies dit waaroor die Paasgebeure gaan. Die Here Jesus se kruisdood, Goeie Vrydag, en sy opstanding, liggaamlike opstanding uit die dood, Paase. Daarom is Paasfees 'n miljoene mense vier het hulle idee waaroor dit gaan. Dit is net 'n lekker aftyd, dit is 'n tyd vir weggaan, dit is 'n tyd vir vakansie, dit is 'n tyd vir familie, dit is 'n tyd vir dit. Miljoene vier Paasfees. Hulle het nie idee dat hulle eintlik die evangelie boodskap vier nie. Hulle het nie idee dat dit eintlik die evangelie boodskap is nie. Die essensie daarvan is nie. Die apostel Paulus se woorde aan die destydse gemeente in Filippi is 'n oproep tot eenheid. Hy praat met 'n gemeente. Hy sê dis 'n oproep tot eenheid, liefde en gemeenskap tussen die kinders van die Here binne in die gemeente. En dis presies dit wat die kruisdood van die Here Jesus vir ons oopmaak. Om dit so te stel, om dit net andersom te sê, die boodskap van die kruis doen iets aan die mens wat daarop begin vertrou. Dis nie net 'n stuk koue, steriele, intellektuele instemming nie. O nee, dit doen iets aan die vertrouende mens. Dit skep bemoediging. Dit skep troos. Dit skep liefde. Dit skep ontferming. Dit skep blydskap. Dinge waarsonder 'n mens eintlik nie kan lewe nie.
maar dit skep dit by jou. Ons sou dit kon noem, na aanleiding van die teks wat ons gelees het, sou ons dit kon noem, die 4 geestelike ondervindinge. Die kruis van die Here Jesus, wanneer jy daarop begin vertrou, as dit nie meer net 'n intellektuele instemming is nie, maar dit begin 'n hartsvertroue word. Dit gaan van die kop na die hart, dit sak af, van hier na hier, dan skep dit 4 geestelike ondervindinge. Dit skep eerstens, sê Paulus, bemoediging. Bemoediging. 'n Soldaat wat in die veld veg, wat weet dat sy koning agter hom staan, is 'n soldaat wat moed hou in die stryd. Hy hou moed want hy weet sy koning staan agter hom. As jy weet dat Jesus Christus vir jou is, soos Romeine 8 sê, dat hy die koning is, dan hou jy moed. Jy hou moed. Tweedens, die tweede ondervinding is troos uit liefde. Die eerste is bemoediging en dan sê hy troos uit liefde. Net soos wat 'n kind wat nie in die nag kan slaap nie, hy's bang. 'n Kind wat in die nag bang word, vind wat? Hy vind troos wanneer sy ouers of een van hulle hom styf vashou. En so hou God vir ons in Christus deur die bediening van die Heilige Gees geanker in die Bybel vas in sy liefde. Dit skep met ander woorde troos. Die derde ondervinding is die gemeenskap van die Heilige Gees. Die gemeenskap wat die Heilige Gees vestig. 'n Vuur bestaan uit baie kole, maar as jy een kool met 'n tang uithaal en jy sit hom een kant neer, dan gaan hy baie gou uitdoof. As jy hom neem en jy sit hom weer terug tussen die ander kole, dan vlam hy weer op. En is presies so, brand almal saam, helder, so hou die Heilige Gees 'n gemeente van mense wat vir Jesus aangeneem het, vas in 'n eenheidsband. Hy skep gemeenskap. En derdens, die vierde ondervinding wat die kruis in my lewe veroorsaak, sê Paulus, is dat ek 'n innige deernis, 'n sagtheid, 'n deernis, 'n meegevoel en 'n ontferming wat hy in my hart mee kom volmaak. Dis amper soos 'n dokter wat self siek word terwyl hy sy pasiënte help. So 'n dokter gaan baie meer meegevoel met hulle hê. En so het Christus met ons meegevoel. Die kruis is die hoogste uitdrukking van sy meegevoel, want hy dra ons smart, sê Jesaja 53, op hom. Hy genees nie net ons nie, hy deel self in die siekte. Nie dat hy in sonde is nie, hoegenaamd nie, maar dat hy ons smarte op hom neem. Daarom het hy baie meegevoel. En omdat die kind van die Here in al 4 hierdie ondervindinge deel het, sê die apostel Paulus op grond daarvan vir die gemeente, wees dan eensgesind, want julle deel in presies dieselfde ondervindinge. Wees eensgesind in liefde en hart en strewe, sê hy vir hulle. Eensgesindheid met ander woorde is nie 'n opsie nie, dis die vrug van die kruis in 'n gemeente. Selfs al is daar allerlei verskille onder die lidmate van die gemeente, want mense verskil. Christusgelowiges verskil ook, want niemand is dieselfde nie. Almal dink verskillend oor dinge, maar dit mag nie die eenheidsfokus bedreig nie. Eintlik begin die apostel oor hierdie saak reeds by hoofstuk 1 vers 27 praat, soos wat ons dit ook gelees het nou, want dit vorm eintlik alles een geheel. En daar by 1:27 en verder, hy laaste deel van hoofstuk 1, daar sê hy uitdruklik waarin die eensgesindheid en die standvastigheid in 'n gemeente moet wees.
Nie dat almal saamstem oor alles nie, nee, want dis onmoontlik dat almal sal saamstem oor alles. Maar in vers 28 van hoofstuk 1 sê hy baie duidelik waarin daar eenheid moet wees, eensgesindheid moet wees. Hy sê dit, ek sê dit nie, hy sê dit. Hy sê, stry standvastig saam vir die geloof in die evangelie. En laat julle in geen opsigte deur die teenstanders, dis die vals leraars, afskrik nie. Want julle is bevoorreg om die Here Jesus te dien en vir hom te lei. Met ander woorde, 'n gemeente wat iets begin smaak het van die Here Jesus, daai 4 ondervindinge, 'n gemeente wat iets begin smaak het van die bemoediging, die troos, die gemeenskap van die Gees, die meegevoel, se eenheidsfokus, so gemeente se eenheidsfokus is in hulle vertroue in die evangelie en hulle saam stry om die evangelie in die wêreld te bring en deurdat hulle geen millimeter ruimte maak vir vals leraars en vals leer wat die Bybel teenwerk nie. En sodoende, 'n gemeente wat dit doen, gaan ook lyding ervaar en daai lyding snoer hulle nog meer saam. Wat 'n kragtige boodskap in aanloop tot Goeie Vrydag, is dit nie? Is dit nie? Die Bybel is daarom wonderlik. Ek kan hom enige plek oopmaak en oor Goeie Vrydag preek. Dis hoe die skrif is. Vandag is dit Filippense. Dis 'n wonderlike boek. Maar Paulus weet baie goed. Hy weet baie goed. Verse 3 en 4. Dat die standvastige eenheid in die gemeente waarvan hy nou net gepraat het, nie kan bestaan nie, of kom ons sê, dat dit bedreig kan word waar selfbelang en eersug in 'n gemeente regeer. Hy weet dit, en daarom sê hy in verse 3 en 4, moet niks uit selfsug en ydelle eer doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander die hoër ag as homself. En moet nie net aan jou eie belange dink nie, maar dink aan die belange van ander. Dink uit 'n gemeente of kom ons sê maar 'n gemeente waar mense so lewe, of kom ons sê huwelik of wat ook al, oral waar mense saam is, maar in hierdie geval 'n gemeente, dink aan 'n gemeente waar mekaar se belange eerste gestel word, die ander se belange eerste. Dit is eintlik hemel op aarde in so 'n gemeente, al verskil almal van mekaar oor allerlei goeters. Die een is die politiek is hier, en die ander dink so, en die ander een sien dit en dat. Wat maak dit saak? Ek het dit al dikwels vertel. Ek het eintlik gedink om dit nie weer te vertel nie. Ek wil nie hê die goed moet afgesaag raak nie, maar dit is so wonderlike. Dis net 'n storieetjie, klein. Dis maar net dit nie regtig gebeur nie. Maar dit is iemand wat ek gelees het jare gelede. Hy sê hy het 'n droom gehad van die hemel en die hel, maar hy het gesien die hemel en die hel is albei dieselfde plek. Hy sê dis 'n eetsaal, dit is 'n feessaal, dis 'n lang tafel met mense rondom. Hy het eers die hel gesien en hy sê en dit is kos, yes, dis wonderlik. Hy tafel kreun onder daai kos, maar die mense is ongelukkig en hulle is uitgeteer en hulle sit daar en hulle huil en hulle messe en virke is 1 meter lank. Want elkeen probeer met sy 1 meter lange lepel en mes en vurk die kos in sy eie mond kry. So hulle is bitter ongelukkig. Want al die kos, maar hulle is nie gevoed nie. En dan sien hy, en toe het hy gesien, die hemel, presies dieselfde saal, presies dieselfde tafel, presies dieselfde alles. Maar in die mense se vurke, messe en goed is almal ook 1 meter lank, maar hulle voer mekaar. Die een met sy lang lepel voer die ou aan die ander kant van die tafel. En hierdie ou wat daar sit voer hom en so voorts. En so is hulle gelukkig, hulle is bly, hulle is gevoed. Dit gaan net te wonderlik. Want hulle dink glad nie aan hulle self nie, hoe kan hulle? Maar die essensie van die hel is eie belang. Die ego. As jy wil weet wat heers in die hel, die duiwel, nee, hy heers nie in die hel nie. Hy is een van die insittendes daar. Maar wat heers is die ego, die ding wat in die tuin ingesluip het en wat ons vernietig het as mensdom. Jakobus sê,
Waar kom die oorloë vandaan? Jakobus hoofstuk 3. Waar kom die oorloë onder julle vandaan? Hy sê, is dit nie dat dit vir elkeen net gaan oor homself nie. Jakobus gee baie onder leiding van die Heilige Gees. Gee vir ons net so woep, in 2 sinnietjies. 'n tekening van die beginsel van alles wat in die wêreld gebeur en waarom dit is. Op pad na Goeie Vrydag herinner hierdie woorde ons aan die gesindheid van die Here Jesus self. Hy wat homself verneder het tot aan die dood van die kruis, sy eie belange een kant toe geskuif het. 'n vernedering wat ons menslike begrip op enige manier kan deurgrond nie. Broer, suster, dit is die lewenskompas wat 'n mens wegtrek van jou eie belangsoeke af. Dis die lewenskompas. Wat dink u lê aan die wortel van die meeste verhoudingsprobleme? Ek kan seker om te amper sê alle verhoudingsprobleme. Wat is aan die wortel van kom ons sê nou maar die meeste verhoudingsprobleme in die algemeen? En ek wil nie voorbeelde noem van verhoudingsprobleme nie, elkeen weet dit self, maar die kern daarvan is presies wat Jakobus sê, dit is die self. Dis die onheilige drie-eenheid. Ek, my en myself. Somtyds natuurlik toegedraai en vermom met baie geestelikheid. Maar daar's altyd hierdie diep gewortelde ontevredenheid met dit wat die Here vir my gemaak en gegee het. Dit sit daar. Daardie ontevredenheid. Paulus sê in 1 Timoteus 3 vers 6 dat Satan self deur verwantheid tot 'n val gekom het, nog voordat God die mense geskep het natuurlik. In die Ou Testament sien ons hoe dit gebeur het, dat die Satan 'n pragtige engel aanvanklik was, dat hy Lucifer is, môrester was, maar dat hy ontevrede was met sy ondergeskikte posisie aan God. En hy wou sy troon bo God se troon sit. Hy wou daarom eintlik vir God neerwerp, om dit so te sê. Ons lees dit in Jesaja 14 onder andere vers 13 en 14 oor die val van Lucifer. Daar staan, jy het in jou hart gesê, ek wil opklim hemel toe. Ek wil my troon bo die sterre van God verhef. Ek wil my aan die allerhoogste gelyk stel. Jy kan nie hoor die ei, die ek en die my en jy kan dit omkring in hierdie 2 verse. Ek het nie nou getel nie, maar dit is seker 6 of 7 keer. Gaan net oor homself. Jy sien die wortelskade wat aan die mens gedoen is. Selfverheffing is die wortel daarvan, vriende. Dit is die teenoorgestelde van Jesus Christus se gesindheid. 'n Span roeiers wat elkeen sy eie rigting wil kies, sal nooit die boot vorentoe kry nie. Nooit nie. So ook nie in 'n gemeente nie. Is die versoeking waarmee die einste slang, Lucifer, nou vermom as 'n slang, waarmee hy na Adam gekom het, om hom ontevrede te maak, om hom bo God en bo sy medemens te gaan wil sit. En dis die smet waarmee ons almal gebore word. En wat ons van nature kies. Jy kies dit net eenvoudig. 'n Klein kindjie, nie ouers voed hom nie so op nie. Hy het dit net eenvoudig in hom. Wat op die diepste vlak natuurlik nie gaan oor wat 'n mens doen nie, dit ook, maar dit gaan oor die hart. Dit gaan oor die ego wat koning is. En tog hoef ons nie self te probeer om van hierdie smet bevry te word nie. Die blye boodskap van die evangelie is dat ons vryheid reeds 'n werklikheid gemaak is. Bonatuurlik. Dit is die evangelie boodskap. Christus het met sy selfverloning die mag van my selfsug verbreek. Onthou, alles wat ek al dikwels in die verlede ook gesê het, en weer eens sê hierdie groot woord wat ek dikwels al gesê het, is alles wat Jesus gedoen het, het hy in ons plek gedoen. Wat is daai groot woord nou weer? Plaasvervanging. Sê almal hardop, plaasvervanging. Nog 'n keer, plaasvervanging. Wat beteken dit? Hey, niemand praat meer van dit nie in Afrikaans. Dit beteken dood eenvoudig om iemand anders se plek te vat. As ons dit self gedoen het, nee. Maar Jesus het dit wat Lucifer gedoen het, het hy 100% onderste bo gekeer. Lucifer was hier, God is daar, en hy is hier, en hy het gesê, nee, ek wil opklim. Jesus was daar, en hy het vrywillig afgeklim, en hy het afgeklim tot in die dood.
Hy's mishandel en nogtans het hy geduldig gebly, het nie sy mond oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, sê Jesaja 53. In Markus 10 sê Jesus, die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Sy lewe was diens en selfverloning sonder enige twyfel. Vriende, 'n koning, hoor gou hier, 'n koning wat sy kroon afhaal en sy soldate se wonde verbind. So 'n koning toon ware grootheid. Dis ware grootheid. Christus het sy heerlikheid neergelê om my wonde te dra. Daarom is hy aanbiddingswaardig. Hy's navolgingswaardig. Ek wil vir u sê, 'n land, 'n volk of 'n land wat 'n leier het, wat doen, wat die gesindheid het, wat hierdie koning het, om sy kroon af te haal en daar aan een kant te sit en sy soldate se wonde te verbind, so 'n volk sal so 'n leier volg, blindelings volg. Absoluut vertrou. En dit is die aanbidding en die navolging wat Jesus by my ontwek, ontsluit. Want hy is nie die koning wat op die troon sit ver bo in die hemel en wat orders gee om dit so. Hy het kom kniel by my wonde. En daarom is die oproep van die apostel Paulus ten slotte, verse 5 en 6, is die oproep van die apostel Paulus, jy kan mos nou vir jouself indink, dis so absoluut radikaal as hy dan nou sê, op grond van dit alles nou, dat hy nou sê, laat hierdie gesindheid in julle wees, wat ook in Christus Jesus is. Hy sê nie dat ons die nuwe gesindheid moet probeer skep in ons nie, want ons kan nie, maar dat ons moet wees wat ons reeds in Jesus is. Die evangelie boodskap, vriende, gee altyd 'n belofte voor 'n opdrag. Omdat Christus in jou lewe is daar die gesindheid van hom in jou en daarom mag jy dit ook uitleef. Want jy sien, die vraag knaag mos maar altyd, ek hoef dit nie vir u te sê nie, u weet dit. Die vraag knaag altyd maar weer in jou hart en dit is, as ek van nature so egosentries is, en as hierdie gif in my sit en ek weet dit gaan my doodmaak, hoe raak ek daarvan ontslae? Daai vraag is altyd in ons. Want die wêreld waarin ek elke liewe dag moet opereer en lewe, moedig my juis aan om myself eerste te plaas. Die boodskap van die media is altyd, man, jy is eintlik jou eie God. Jou regte en jou behoeftes is al wat eintlik saak maak. Dit klink goed, dit klink wonderlik, maar kyk na die gevolge van daai boodskap in die mensdom. Wat is die gevolge van daai vervloekte boodskap in die mensdom? Die mensdom sien ons wat? Gebroke verhoudings, skuldgevoelens, leegheid, 'n gejaag na niks. Jy sien dit elke sekonde rondom jou. Dis die vrug van hierdie goddelose boodskap wat die wêreld aan ons wil probeer verkoop. Jy ken 'n boom aan sy wat? Vrug. As dit is hoe die mensdom lyk, wat voor hulle sosiale media, hulle televisies en wat dit alles mag wees sit, dan wys dit jou die boodskap is vrot. Die boodskap is vals. As ons eerlik is, vriende, dan sien ons dat ons onsself nie kan bevry nie. Geen poging of inspanning nie. Miskien het jy al probeer. Dit verg regtig iets bonatuurlik, maar dis iets waarvan die wêreld nie weet nie. Die media weet dit nie. Die wêreldsgees weet nie hierdie wat ek nou vir u gaan sê nie. Hulle weet dit nie. Nou hoe moet hulle dit met ander woorde vir ons bring? Hoe moet hulle 'n ding vir ons bring wat hulle nie ken nie? En dis waar die evangelie van Jesus inkom. Omdat dit 'n bonatuurlike ding is wat in my hart moet opereer. Dis waar die evangelie inkom. Want die evangelie verkondiging sê,
Hoorie, God die Vader het ons self bevry deur sy eie seun Jesus Christus. Nie omdat ons het verdien nie, maar uit genade. Maar ons moet nie die fout maak om te dink dat Jesus se dood en opstanding net 'n moontlikheid geskep het vir ons om vry te raak nie. Dis nie so dat hy sy deeltjie gedoen het en nou moet ons deeltjie bydra nie. Nee. Toe Jesus gesterwe en opgestaan het, het hy werklik en volledig gehandel met hierdie gifbron wat ons lewens vernietig. Dis nie 'n moontlikheid wat hy geskep het nie. Hy het nie 'n moontlikheid geskep nie. Hy het dit werklik gedoen. Daar het hy ons skuld volkome afgeskryf en die geredde mense afwaartse pad omgedraai. Waar Lucifer, die duiwel en Satan en die mens hulle self wil verhef, het Jesus die teenoorgestelde gedoen. Hy, die Seun van God, het homself verneder en die gestalte van 'n slaaf aangeneem. En hy was gehoorsaam tot in die dood van die kruis. Daarom het God hom tot die hoogste eer verhef en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, gaan ons Sondag sien as die Here wil. Jy sien, deur daardie selfverloning van Jesus, het Jesus die herstel bewerk. Hy het ons skuld betaal, hy het ons hoogmoed gebreek, hy het ons hart en ons gesindheid verander, en hierdie verlossing word ons in, deurdat ons dit, hierdie lewenskompas, word myne, deurdat ek dit beginne glo, begin vertrou daarop, soos die valskerm voorbeeld. Maar moenie dink Jesus het net 'n blote voorbeeld vir ons kom stel wat ons nou moet probeer navolg nie. En ek sê dit spesifiek, dit mag dalk 'n bietjie nou klink of dit nie inpas nie, maar ek sê dit spesifiek want dit is presies hoe mense Filippense 2 gaan verkeerd verstaan. Dis presies hoe hulle dit gaan verstaan. Hulle gaan dink, o, wat Paulus sê is dis, ja, wat Jesus het 'n baie oulike ding kom doen nogal. En moet sê, ja nee, dit is heeltemal skaflik wat hy kom doen het. Ja, dat hy nou hierdie alles hierdie gedoen het en dat hy nou hierdie gesindheid het en dat hy nou hierdie selfverloning en al hierdie dinge. So met ander woorde wat Jesus kom doen het, Paulus, dit wat jy vir my wil sê, wat Jesus nou eintlik kom doen het is dat hy nou 'n pragtige voorbeeld vir my kom stel het. En wat ek nou moet doen is, ek moet nou dan net op my tande byt en ek moet deur, en ek moet, my inforceer om hierdie voorbeeld nagevolg te kry. En as dit nie vandag gewerk het nie, hopelik werk dit môre. Wel, dis presies die Islam se godsdienst se lering. As jy dit glo, welkom. Dan is jy aan boord met die valse godsdienste. Want die valse godsdienste sê, die wat enigstens van Jesus praat, sê dat hy net 'n goeie voorbeeld vir ons kom stel het, wat ons moet probeer navolg. Nee. Dis nie die evangelie nie. Die evangelie is die volgende. Deur sy selfverloning het Jesus die kinders van die Here reeds volkome verlos van daai pot gif en die nuwe lewe reeds aan hulle geskenk. Dis iets wat ons moet probeer bereik nie. Ons moet leer om te lewe uit dit wat ons reeds het. In Filippense 2 roep Paulus die gelowiges in Filippi op om hulle selfsug te laat vaar en eensgesindheid in die gemeente te hê, maar hy doen dit op grond van wat hulle reeds besit. Hulle het reeds die troos in Christus, die liefde, die gemeenskap van die Gees, die ontferming, al die goed wat ons genoem het hulle reeds. Die bevryding wat reeds ons in is. Dis waarom sy oproep so sterk is. Kyk. As jy 'n kind op universiteit het, en kom ons sê dis nou 'n verre rag hier vanaf, en jy het 'n kind op 'n universiteit, en nou hoor jy maar jou kind loop kaalvoet, want hy het nie skoene nie. En jy maak 'n lekker deposito daar aan sy bankrekening. Jy EFT, 'n lekker bedrag, jy stuur vir hom die boodskap, maar na 2 maande loop hy nog steeds kaalvoet. Nee, wel, hy kom nou nie by die skoene uit nie. Dan kan jy 'n sterk oproep op hom maak en sê maar my genigtig,
Jy het dan al die middele. Ek het dit dan inbetaal. Ek het dan die deposito gemaak. Kry vir jou nou skoene. So Paulus kan hierdie sterk oproep maak, waarom? Omdat die verlossing in Jesus Christus alreeds in ons bankrekening gedeponeer is. God vra altyd wat hy reeds gegee het. God sal nooit vra wat hy nie reeds gedeponeer het nie. Nooit nie. Nooit nie. Want hoe moet jy dan daarby kom? Nooit nie. Jy kan nie daarby kom nie. Omdat Jesus ons bevry het met sy gesindheid, kan ons in harmonie met ander lewe en hulle belange eerste stel, soos hy in die begin gesê het. Want ons selfsugtige ambisies en ons regte waarop ons staan en ons selfgesentreerde en noem op bla 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 en ons selfbejammering, en selfbejammering is ook hoogmoed, dit weet ons almal, is reeds deur Jesus se selfverloning aan die kruis gebreek. En die nagmaal is vir ons 'n persoonlike versekering daarvan. Dit is soos daai brood en daai wyn, myne, in hierdie mond eet ek dit. Dit is vir my 'n versekering daarvan dat God hierdie deposito op my rekening gemaak het. Dit is net soos daai kind wat die skoene moet gaan koop. Hy dink, wel, is 'n redelik dure rag hierdie storie. Maar dan kyk hy weer op sy selfoon of waar ook al. Daar is die bevestiging van die deposito. Dit is hoe die nagmaal werk. Dit is hoe die sakramente werk. Die ma sê oor die foon, ek het vir jou 5.000 inbetaal. Hy sê, wat? Ek het nie geweet my ma het R5.000 nie. Maar dan kyk hy op sy foon die bewys daarvan. Dis die sakrament. Maar daarby kom ons Vrydag. Kan jy sien waarom my so opgewonde kan raak oor hierdie evangelie? En as hierdie evangelie vir jou eers een keer oopgegaan het, dan gaan hy nooit weer toe nie. Jy hou net aan met opgewonde wees. Die vraag is met ander woorde, of ons dit sal glo. Die inbetaalstrokie, die boodskap, die SMS, gaan ek dit aanneem? Gaan ek dit aanneem? Die Here Jesus se lewe was 'n lewe van vrywillige vernedering, van die hoogste plek na die laagste plek afgaan. En hy het sy posisie prysgegee en onder sondaars kom woon en selfs bereid gewees om op 'n plek te sterwe. Dis 'n deposito, dis 'n lewenskompas vir my hierdie. Sal ek bereid wees om dan van my troontjie af te klim? Hy sê, die teks sê, dit is nou soos die boodskap van die ma aan die seun, byvoorbeeld by die universiteit. Kry asseblief net vir jou skoene, trek jy goed aan, dat jy nie kaalvoet hoef te loop nie. Jy sien, dis 'n oproep. Dis 'n oproep, is ernstig, is hard. Nou Paulus sê, dieselfde gesindheid wat daar in Christus Jesus was, moet in julle wees. En jy hoor, dis dieselfde tipe oproep. Dit moet jou lewenskompas wees. Nou kan die kind nie sê, ja, maar my ma is nou lelik met my en jy weet, hoe kan hy dit sê? Die geld is dan inbetaal. Hoe kan hy dit sê? Hy is net plain stupid. So is Paulus nou, klink hy nou soos 'n moslim as hy nou sê, dieselfde gesindheid moet julle wees, daar in die gemeente Tafelberg, of Filippi, wat in Christus Jesus was. Nee, is nie lelik nie. Hy is nie onredelik nie, want die deposito is klaar op ons rekening gemaak. Daai gesindheid is reeds by jou op jou afgelaai, toe jy tot redding gekom het. Wat 'n gesindheid? Wat 'n gesindheid praat ons van, vriende? Wat 'n gesindheid? En hier voel dit vir my, as ek oor hierdie deel waarheid praat, voel dit vir my of ek op heilige grond staan en eintlik my skoene moet uittrek, soos Moses. Wat 'n gesindheid? Hou 'n gedagte wat Jesus Christus gedoen het toe hy vanuit die ewigheid na die aarde toe gekom het en homself tot die uiterste toe kon verneder het. Nie vir sy eie belange nie, hoegenaamd nie. Dink aan die gesindheid van sy hart, die gesindheid wat hom aangedryf het tot so iets.
Dink aan hoe hy God gelyk is en bereid was om in Bethlehem mens te word. Hy het letterlik homself tot die uiterste toe kom neerbuig, want hy is van alle ewigheid af wesenlik God. En hy het dit gebly, hy is vandag nog. Maar hy het nie die gebruik van sy goddelike eienskappe, hy het nie die uitoefening, die manifestasie van sy goddelike eienskappe gesien as 'n kosbaarheid waaraan hy krampagtig moes vashou nie. Nee, hy was bereid om die gestalte van 'n nederige dienskneg by te neem, om dit op te laai by wat hy reeds het. En dit het gebeur in sy menswording. Die begrippe hier in vers 6, die gestalte van God en die bestaan op God gelyke wyse, verwys na twee verskillende sake. En ek weet dit is tegnies en dit klink tegnies, maar dit is belangrik, baie belangrik dat 'n mens dit moet kan onderskei. Daar's ander vertalings wat dit beter vertaal, maar kom ons hou maar net by hierdie vertaling. Hy sê dat Jesus in die gestalte van God was, maar dat hy nie sy bestaan op 'n godgelyke wyse beskou het as iets waaraan hy moes vasklem nie. Wat beteken daardie twee begrippe? Wel, dat die gestalte van God beteken dat Jesus van ewigheid af wesenlik God is. En die bestaan op 'n godgelyke wyse verwys na die uitoefening, die manifestasie, die uitleef van die goddelike eienskappe wat hy het. Aan daardie beoefening daarvan, het hy nie vasgeklem nie, maar hy was bereid om dit te verberg agter dienswillige mens wees. Dat jy daarvan omtrent niks kon sien nie. Jy sien dit waar hy in die bootjie lê en slaap tydens die storm. Hy moes wakker gemaak word. Maar as hy God is, het hy mos geweet van alles. Ja, hy het. Maar hy het dit gewilliglik verberg agter sy dienswillige mens wees. Hy het nie sy alwetendheid as God beskou as iets waaraan hy moes ek is dit, ek moet dit wees, ek sal weet van die storm, ek gaan nie laat hulle my onderkry nie, en ek gaan nie laat hierdie disippels my wakker maak, ek is die seun van God, hoe moet hulle my kom wakker maak, ek gaan dit nie toelaat nie. Hy het dit nie gedoen nie. Hy het dit verberg agter dienswillige mens wees. Dis die gesindheid van Christus. Vergelyk dit nou met Lucifer, wat gesê het, no way sal ek 'n dienskneg wees. Ek wil opklim en my troon bo God sit. Mense kop raak duiselig, ek weet nie van u nie, maar myne. Dalk is ek net moeg, ek weet nie, maar my kop raak duiselig wanneer ek hierdie grootse waarheid probeer, wat ek het probeer. Jou denke haak heeltemal vas. Maar wat ons wel baie goed hierin kan sien en wat ons kan verstaan is dit, dat ons Here Jesus Christus bereid was om neer te buig in die belang van mense wat dit glad nie werd is nie. Sondaars wat die ewige dood deur en deur verdien. Tog, nogtans. Dis hierdie gesindheid. Hoor nou mooi wat ek sê, dan is dit klaar. Dis hierdie gesindheid. Dit is hierdie gesindheid wat op alle ware gelowiges oorgeplant is deur die Heilige Gees. Dis 'n deposito wat op jou rekening gemaak is. Dit is jou lewenskompas. Die gesindheid van die Here Jesus was al reeds aanwesig in die Christusgelowiges daar in Filippi. Hulle moes net op hulle fone kyk vir die bewys van inbetaling.
selfverloning en die fokus weg van die eie self af na die belange van ander. Dis eintlik in essensie ween wat die Here Jesus Christus self is dit nie? Dis die hartklop van Christus, die lewenskompas. En die kind van die Here wat vir Jesus aangeneem het, is verbonde aan hom, is ingesluit. Jy kan sê, ja, maar baie keer as ek in die oggend opstaan, dan voel ek so ver van die Here af. Of ek voel hy's ver van my af. Wel, troos jou daarin, ek voel ook so. Maar die kind van die Here, 2 Korintiërs 5:7 sê, ons lewe, wie kan dit vir my opsê? 2 Korintiërs 5:7. Ons lewe nie deur, wat gaan hy verder aan? Ons lewe nie deur sien nie, jy kan ook sê voel, whatever. Ons lewe nie deur sien nie, maar deur die geloofsvertroue wat op die Bybel is. So ek voel in die môre, ek voel ook so, natuurlik voel ek so. Ek moet myself eers in die regte modus inbid. Dit vat tyd, baie tyd. Jy moet jou inbid in dit in. Om te sê, maar ek sit my gevoelens eenkant. Want 1 Johannes 3 sê, God is groter as my hart. En hy weet wat die waarheid is. Jou hart sê vir jou, man, jy's net ego, jy's net dit, jy's net dat. Dan sê ek, wag so 'n bietjie, wag jy met hierdie stemmetjie. Nee, ek hoor wat jy sê. Wag, staan jy net so, staan so. Ek wil net hier kyk. Wat sê my Bybel hier vir my? My Bybel sê vir my, nee, daar's 'n deposito op my lewe gemaak. Ek het Christus se gesindheid ontvang. So jy gaan. Ek glo wat God sê van my. Wat Paulus met ander woorde in hierdie gedeelte doen, is om die kinders van die Here in Filippi op te roep om te wees wat hulle reeds is. Hy sê in effek vir hulle en vir ons, die fokus van Jesus Christus, die lewenskompas is al reeds op jou oorgeplant. Dus, lewe daaruit. Lewe daaruit. Jy hoef nie tande kners en bloed uit 'n klip te tap nie. Christus se gesindheid is reeds in jou, en daarom laat sy gesindheid in jou wees. So werk die evangelie altyd in beginsel. Opdragte word altyd gebou op beloftes. Doen dit, want God het jou reeds alles gegee. Kan jy sien? As jy daai beginsel gesnap het, dan lees jy die hele Bybel anders. Jy gaan nie weer die Bybel self te lees nie. Die gesindheid van Christus is ons lewenskompas. Dis 'n hartklop wat reeds op ons oorgeplant is. My roeping is om te wees wat ek reeds in hom is. Ons kan dit miskien hardop sê. Die telling van 3. Maar dit moet hard wees. 1, 2, 3. My roeping is om te wees wat ek reeds in Christus is. En in 'n neutedop is dit waaroor die hele Bybel gaan. Kom ons dank die Here. Here, ons prys U vir die waarheid van die woord wat totaal anders klink as die boodskap wat ons van die wêreld hoor dag en nag. Daai boodskap, Here, dra negatiewe vrugte. Daarom is dit vals. Waarom sal ons na iets luister wat vals is? Here, ons wil eerder die waarheid omhels. En die vrug wat die waarheid produseer. En die krag van die Heilige Gees. En nou in opmars na Goeie Vrydag, die paar dae wat voor ons lê, bid ons Here, berei ons harte voor vanuit hierdie wonderlike evangelie wat ons gehoor het. Om ook hierdie Goeie Vrydag en ook Paasfees te vier in die regte fokus, met die regte hart en gesindheid wat in Jesus reeds aan ons behoort.
vir sy eer en lof. Amen.